woord van die Here bedien en vir julle so gedagte bring, en ek het ons laas ook gepraat oor hierdie selfe stukkie, maar ek het dit vanmôre gebruik om net 'n boodskap op Vadersdag oor te kan dra. 'n Boodskap aan ons pappas, maar ook vanmôre te kan praat oor die een algemene pappa wat ons het, wat in die hemel is, ons Hemelvader. En hy is ons Hemelpappa, en hy sorg vir ons, en hy kyk na ons, en hy is daar vir ons, en wanneer ons huil en wanneer ons lag, is hy altyd daar om te luister en om te gee. Baie van ons het nie meer pappas op aarde nie. My vrou se pa, my skoonpa en my eie pappa is nie meer hier nie. Hulle is altyd al in die hemel. Maar ons weet, hulle het 'n nalatenskap in ons harte gelos, wat ons nie vergeet nie. En dit is om te weet 'n pa na wie jy kan opkyk. En dis wat 'n pappa beteken. Nou ja, ek wil vanmôre dan 'n paar gedagtes lees, of 'n paar versies lees en 'n paar gedagtes by jou los in Job 1 vers 1 tot 5. Job 1 vers 1 tot 5. Julle ken almal hierdie verhaal. Die Bybel begin deur te sê, daar was 'n man. Daar was 'n man. Soos die digter gesê, die Afrikaanse digter gesê het, luister broers, hier stap 'n man verby. Nou sê die Bybel, daar was 'n man. Hy spreek 'n man aan, hy praat van iemand, hy lig iemand uit, hy bring iemand en hy plaas hom op 'n verhoog, en hy sê, kyk, hierdie verhaal van hierdie man wat ek vir julle wil wys. En dan gaan hy aan. Hy het gebly in die land Uz, wie se naam was Job. Sy naam was Job. Die man was vroom, opreg, godvreesend, een wat afgewyk het van die kwaad. Vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gebore, hy het 10 kinders gehad. Daarby was sy besitting 7000 stuks kleinvee, 3000 kamele, 500 paar beeste en 500 eselinne, en 'n groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste, wat in die ooste bly. Sy seuns was gewoond om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Dan stuur hulle en nooi hul 3 susters om saam met hulle te eet en te drink. En elke keer as die dag van die maaltyd om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar, bring brandoffers vir elkeen van hulle, want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën, so het Job altyd gedoen. Hier is 'n man wat uitgelig word. Daar sekere karaktereienskappe wat deur hierdie verhaal so deurskemer en vir ons so 'n bietjie van 'n opvoeding gee rondom wat hierdie man was. Maar ons sal sien dat alles wat hierdie man was gekoppel aan een Vader, en dis die Vader in die hemel. Alles wat hy was en alles wat hy gedoen het hy gedoen met die oog daarop om God die Vader tevrede te stel. Hy was dit was vir hom so 'n belangrike issue in sy lewe, dat alles wat hy gedoen het, was tot eer van God, en het hy probeer om die hemelse goedkeuring te kry van God die Vader, sodat die Vader net vir hom kan sê, mooi so my kind Job, mooi so my seun. En dit is een ding in die geskiedenis van die mensdom op aarde, wat ons ook uit hierdie verhaal kan leer, dat elke kind wil graag 'n skouerklop op sy skouer hoor van sy pa, wat sê, mooi so my seun, mooi so my dogter, jy is vir pa regtig 'n riem onder die hart. Dit is so belangrik. Jou kinders het so nodig dat jy net van jou kant af vir hulle net so 'n bietjie van jou liefde wys en net kan sê, jy is vir my kosbaar en ek is so trots op jou. Ek is die Here vanmôre baie dankbaar dat ek my kinders kan regtig voor die Here lê en sê, hulle is kosbaar.
Die Here het sulke mooi kinders vir my gegee en soms laat mense dit na en agterna dan as jy spyt dat jy nie oor eerder te veel gesê het, ja, hulle is vir jou kosbaar, as wat jy te min gesê het, hulle is kosbaar. Ag, as ek maar nog net weer so 3 of 5 of 10 of 100 maal vrou Gerard kon sê, jy is kosbaar gewees. Jy was pa se held. Ek onthou, ekskuus as ek nou oor ons geskiedenis praat, maar dis al wat ek die meeste oor kan praat. Ek kan nie juist oor joune praat nie, maar ek kan so ietsie van myne inbring in die preek. Ek onthou toe hy 'n klein seentjie was, of toe ons kinders klein was, ons daar op Tosca gewees, en ons het op die plot gebly, en daar by die kerk, en ons het so 'n gaanskamp gehad, dit het ons het genoem, die gaans het daar gebly. En die gaans het gebroei. En ek het gehoor, want ek weet hoe kwaai is 'n gaans, nee, as hy eiers het, jong, jy moet net nie in daai kamp kom nie. En ons staan so by die draad, en ek sê vir die ouetjies, almal van hulle staan daar, al 4 van my kinders, en ek sê, wie sal vir pa gaan en gaan kyk of daai eiers van daai gaans al uit is? Nou, pa het nie kans te sien nie, en ek wou maar net 'n kans vat. En die een sê iets nie, en Gerard sê, ek sal gaan, pa. En hy klim oor die draad, ek help hom oor, hy's nog klein chokkertjie gewees, ek dink hulle was net in graad 1 gewees, en hy loop so wye draai, en toe hy so naby die nes kom, toe kom daai gansmannetjie, sy nek is net so reguit, en hy's agter hom, en ek sien hoe hardloop hy, en hy duik hy oor die draad, tot aan die ander kant, ag julle, en dit alles net om vir pa te sê, ek sal jou trots maak, ek sal jou trots maak. Wat 'n besonderse kind. En daarom is dit so kerk van die Here, dat baie keer gee die Here dinge in ons lewe om ons 'n bewys te kan laat lewer, dat hy moet trots voel, omdat ons sy kind is, en wat ons vir hom voel, en hoe lief is vir ons vir hom is. En dit is wat die verhaal van Job vir ons eintlik beleer. Dit wil ons leer dat die Vader soveel trots in Job het, dat hy selfs bereid is om te sê, jy kan hom maar beproef, o Satan, hy sal jou nooit teen my draai nie. Hy sal nooit agter jou aanloop nie, hy sal nooit luister na jou nie, want hy is so lief vir my, dis my kind daardie, ek het soveel vertrou in hom, en ek weet, God weet alles, maar ek weet ook dat hy so trots was, dat hy bereid was om te sê, is reg so, jy kan hom maar beproef, en jy kan hom maar toets, en jy kan maar sien, en ek kan jou nou al beloof, sê die Here God vir Satan, hy sal nie draai nie, hy sal bly om my te dien. Want jy sien, wat 'n mens met liefde doen, oorwin altyd. As jy iets nie in liefde doen nie, dan gaan jy dit een of ander tyd verwerp, en jy gaan dit van jou af weggooi. Want jy sien, as jy iets in liefde doen, die liefde verdra alles, die liefde glo alles, die liefde vertrou en bly in alles, en hy sê, praat nie groot nie, en reken nie ongeregtigheid nie toe nie, en al hierdie dinge sê hy, en vir ons so mooi, maar dit is so belangrik, dat ons môre kan weet, alles wat jy in liefde doen, bly vir ewig standhou. As jy God regtig lief het, sal jy jou beste vir die Vader gee. As jy die Here God lief het met jou hart, dan sal hy eerste plek in jou lewe neem, en ek kan amper so ver gaan om te sê, as jy deur die beproewinge van die lewe kom, en die aanslag van die vyand kom, en dan gebeur dinge wat jy nie in beheer is nie, en wat jy nie kan hanteer nie, sal jy nog steeds aan die ander kant uitkom, met God aan jou kant, en met jou oë gefestig op Jesus. Al sou wat in jou lewe gebeur, al sal jy alles verloor, dat jy niks meer oor het nie, sal jy nog steeds by die Here bly. Want dit is die liefde wat ons uit Job se verhaal lees. Job was 'n geseënde man. As ons kyk na wat die Bybel hiervan praat, dan sê hy, daar was 'n man. En dan begin hy dit vertel wat hierdie man so besonders gemaak het. Die Bybel leer ons, ek het nou vir julle gelees, dat hierdie man was opreg
Godvreesend en hy het afgewyk van die kwaad. Dit was sy eerste kwaliteit in sy lewe, was sy verhouding met God, was onberispelik. Hy het dit gedoen uit sy hart uit, ja, hy het seker ook by verkeerde foutjies gemaak, ons almal maak foute, maar hy het by die Here gebly, ten spyte van dik en dun. Ons leer dit in sy lewensverhaal. Toe hy daar op die afsoop sit en hy vat 'n pot skerf en hy krap homself oor al die seere en die goed wat hy het. Toe sê hy nog steeds die Here het gegee. Aan die Here het geneem, aan die Here kom lof toe. Toe is hy nog steeds bereid. Nadat hy al 10 sy kinders verloor het deur dood, nadat hy al sy besittings verloor het, nadat hy niks meer oor het nie, en hy daar op die ashoop sit, roep hy nog steeds uit, hy sê, Here, ek weet nie hoekom U dit aan my doen, of dit toelaat om met my te gebeur nie, maar een ding weet ek, die Here maak nie 'n fout nie. Dit kan ek jou vanmôre sê. Al het Job dit daai tyd nie verstaan nie, weet ons vanmôre, God maak nooit 'n fout nie. Want jy sien, in hierdie verhaal vind ons ook in sy godvreesendheid en sy toegewyde vaderskap en verhouding met die Here, is hy so lief vir sy kinders. Die tweede eienskap van hom, hy het soveel liefde vir sy kinders. Elke dag, hy leer hulle van die Here se dinge. Elke dag wanneer hulle klaar hulle partytjie gehou het, dan gaan hy en hy gaan reinig hulle en hy gaan stel hulle voor God en hy sê, Here, vergewe my kinders as hulle verkeerd gehandel het en nie die praktyk wat hulle gedoen het, hierdie partytjies, dan vra ek vergifnis, help hulle. O, papa, bid jy nog vir jou kinders? Of moet hulle maar net aangaan? Bid jy nog en draai jy hulle aan die Here op? Is jy nog daar om met hulle te praat, wanneer jy sien, hulle loop nie meer die pad van die Here so mooi nie, hulle dien nie meer die Here so, soos jy hulle geleer het nie, kan jy nog met hulle praat, het jy nog vrymoedigheid, om te kom sê, my seun, my dogter, jy moet weer by die Here uitkom, jong, jy moet jou saak met die Here tog regmaak, jy moet tog die Here vertrou, en alles. Dus iemand my vanmôre vertel, dat hulle kinders het gaan aansoek doen, die kleinkind vir 'n werk, en hy kon nie die werk kry nie, en toe het hulle besluit, hulle gaan iets anders doen, en toe hy dit hoor, toe sê hy vir hulle, en was my so mooi, ekskuus dat ek dit nou noem, die persoon wat dit my genoem het, maar dit is so pragtig, hy sê, toe sê hy vir sy kinders, my kind, het julle die Here gevra, voor julle aangesoek gedoen het vir die werk? Hoekom voel julle dan nou negatief rondom die werk? As jy gebid het oor die saak, dan sal die Here mos vir jou rigting gee. As dit dan nie so moet wees nie, dan sal hy keer dat dit nie so wees nie. En as dit nie so moet wees nie, dan is dit vir jou tot voordeel. En dan weet jy, die Here het 'n doel daarmee. Hy weet beter as wat ek en jy weet. Is dit nie wat Jesus gesê het? As jy die Vader vir 'n brood vra, gaan hy jou 'n klip gee? Nee. As jy hom 'n vis vra, sal hy vir jou 'n slang gee? Nee. God sal nie vir jou iets slegs gee as hy weet dit wat jy vra vir jou 'n slang is nie. As hy weet dit gaan hiervoor jou so te negatief beïnvloed, dit gaan jou hele geestelike lewe, of miskien jou gesinslewe, of miskien jou hele verhouding met hom, gaan dit heeltemal breek. Hoekom sal die Here dan vir jou 'n slang gee? Maar ons skop die deure oop. Here, as U nie die deur oopmaak nie, dan skop ek hom oop. Maar oop sal ek hom oopmaak, want ek wil daardie voertuig ry. Ek wil daardie ding hê. Ek wil daardie iets koop. Ek wil dit doen en ek wil dat doen. En aan die einde van die dag, dan huil ons, dan sê ons, Here, maar hoekom het U ons nie gekeer nie? Jy het dan die deur oopgeskop. Job leer sy kinders, vertrou God in alles. Ken die Here in alles en hy sal jou paaie gelyk maak. Ken hom in jou partytjie lewe, man.
Ken hom in jou jongmenslewe. Ken hom wanneer jy by mekaar kom en jy en jou buurman of jou vriend sit daar om die huis en by die braai en jy braai lekker vleis. Dat jou woorde eer aan God bring en alles wat jy sê, alles wat jy daar doen, selfs in jou braai en in jou kuier, bring eer aan God. Ek wil vir jou sê, elkeen wat vanmôre na my woord luister, jy hoef nie brandewyn te drink om lekker partytjie te doen nie. Ek het duisende male sonder brandewyn partytjie gehou. En ek het gekuier tot 11 uur, 12 uur in die nag. En ons het gesels oor die boerdery, en ons het gesels oor die politiek, en ons het gesels oor die weer, en ons het gesels oor die geestelike dinge, oor die kerk, en oor al die goeders. Jy hoef my nie te nooi, dat ons moet gaan sit, en eers moet ons gekletter raak nie. Die drinker sê mos so, is dit nou 'n lelike woord vir die preekstoel, ekskuus julle. Maar dis hoe hulle gebruik daar by die myn, hulle praat oor sulke goed. So dis nie nodig om eers dronk te word voor jy lekker kan kuier nie. Jy kan kuier in die teenwoordigheid van die Here, en ek het al so opgewonde geword in 'n diens soos hierdie, wanneer die gees van die Here begin beweeg, dan raak ek so opgewonde in my binneste, en baie keer wanneer ons saam bid en die aangesig van die Here soek, dan huil ek van vreugde, en ek sê, dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker in sy teenwoordigheid. Job leer sy kinders, as jy gestruikel het, gaan doen versoening by God. As jy verkeerd gedraai het, bring die slagoffers en die brandoffers en offer dit voor die Here en sê vir die Here, jy's jammer, en maak reg, kerk van die Here. Draai weg van die sonde, keer terug na God toe en dien God, al het jy gestruikel, die Here sal jou nie los nie. Hy bly lief vir jou. Dan moet jy weghardloop nie. As jy weghardloop na die varkhokke toe, daar in die sonde praktyke van die wêreld, hy gaan jou los, tot jy weer terugkom en sy aangesig soek. Los nie in die opsig dat hy nie weer met jou gaan praat nie, nee, inteendeel, hy gaan probleme en omstandighede en alle goeders jou pad langs stuur om jou te gaan haal uit daai toestand van varkhok lewe wat jy het. Hy gaan jou nie los nie. Nee, hy gaan hongersnood stuur en hy gaan daardie dinge bring en jy gaan daar sit en verhonger en krepeer en swaar kry tot jy by jou sinne kom en jy terugdink en sê, wat moet ek doen? Dis beter om my Vaderhuis terug te gaan en dan gaan jy terug na God die Vader en hy staan gereed om jou te ontvang en as jy van ver af kom, sê die Bybel, dan hardloop hy jou tegemoet en hy gryp jou en hy sê, my seun, jy was dood, maar kyk, jy lewe weer. Maar jy moet terugkeer. Jy moet nie daar in die varkhok bly sit nie. Staan op. Kom terug na God toe. Leer jy jou kinders en jou kleinkinders so? Dis wat Job gedoen het. En dan, die ander punt, wat besonder van Job was, hy was 'n baie welgestelde man. Hy was 'n baie ryk biljoenêr. Hy was een van die rykste in die ooste, die rykste man in die ooste. Met ander woorde, al sy kamele en alles wat hier genoem word, kan ons maar sê met ander woorde, hy was stinkryk. Hy het meer gehad as wat hy kon gebruik. En het dit goed met hom gegaan. Sy kinders kon partytjie hou, hulle kon beeste slag soos hulle wou. Dit het hom nie gepla nie. Hulle kon lekker kuier, hulle het genoeg gehad om van te lewe en al hierdie goed. En God gee dit vir jou om 'n reg van te lewe. En nou het ek vir iemand gesê, as daar een fout is in die lewe wat ek en Rose baie swaar moes leer voor ons dit verstaan, was dit wanneer jy op pensioen gaan. En luister mooi, julle ouens wat nou op pensioen gaan of met pensioen is. Voor jou pensioen gaan, dan sê jy, ek maak by mekaar vir die ou dag. Ek gaan vir my 'n huisie by die see koop, nee? Of op die Minimum wil koop. En ek gaan daar gaan bly en ek gaan rustig onder die boom sit en alles. So ek maak vir my by mekaar vir die ou dag.
As jy op pensioen is jy in die ou dag. So jy kan nie nou meer by mekaar maak vir die ou dag nie. So onthou, daai wat jy het, die kinders gaan dit, jy weer sien hulle weg. So as jy hier vanaf weg gaan, hemel toe, ek beloof jy, die volgende dag begin hulle uitgee. Hulle koop hulle die mooiste voertuig. Jy het maar die ou chonk karretjie gery jou hele lewe lank, om vir die kinders 'n erfporsie te gee. Ek wil vir jou sê, hulle gaan koop vir hulle die nuutste kar op die mark. En al die geld is gone. Pa se erfporsie. Erfgeld is swerfgeld. En hiermee wil ek net dit insit, gevaarteken. Moet net nie jou geld uitleef voor jy doodgaan nie. So jy moet wysheid ook hê. As jy al jou geld uitleef voor jy doodgaan, moet jy by die kinders gaan bly. Ek kan jou beloof. Een ma en pa kan 10 kinders grootmaak. Maar 10 kinders kan die eerste pa onderhou nie. Hulle kan jou net nie versorg nie. So moenie dat jy swaar kry nie. Sorg dat jou geld daarom so die dag, wanneer jy jou asem uitblaas, hulle die laaste R2000 vat om jou kus te gaan koop. Sodat jy dan niks het nie, behalwe dat jy reg is vir die hemel nie. Maar, ag, dis maar net 'n grapie. Eintlik wat ek bedoel hierby is, kerk van die Here, selfs in sy rykdom, het hy werklik, was hy nie ryk omdat hy sekere verkeerde dinge gedoen het nie. Mense maak baie geld deur praktyke wat misdaadpraktyke is. Daar's môre mense wat biljoenêrs is omdat hulle dwelm smokkel. Daar's mense wat biljoenêrs is omdat hy prokureur is en die arme mense, ou weduweetjie en weduwenaar wat te oud is om mooi te verstaan, se geld steel en op 'n ou einde dan het hulle niks en hy skatryk. So daar's misdaadpraktyke wat mense ook ryk maak en ook biljoenêrs van hulle maak en hulle ook baie ryk maak. Maar kerk van die Here, in hierdie verhaal vind ons een ding en dit is as ons gaan kyk na die Bybel, ons kyk so 'n bietjie verder hier na vers 9, dan sien ons dat die Satan antwoord die Here en hy sê vir hom, hy sê, is dit verniet dat Job die Here dien? Doen hy dit verniet? Net omdat hy lief is vir jou? En dis sy aanklag teen Job. Toe die Here van vra, het jy my vriend Job gesien opreg en getrou is my kind? Toe sê hy, Here, dink jy hy dien jou maar net omdat hy lief is vir jou? Omdat hy van jou hou? Gaan hy verder in die volgende vers, die 10de vers. Hy sê, het U nie self hom en sy huisgesin en alles wat hy het van alle kante rondom beskut en toegemaak nie? Hy sê, die werk van sy hande het U geseën, sy vee het vermeerder in die land. Hy sê, maar draai en trek net U hand van hom af weg, wat hy eintlik sê, vat net U beskermhand weg en gee vir ou Satan 'n kans, laat ek hom net eenmal in die hande kry. Hy sê, Here, ek beloof jou, hy gaan teen jou draai, net so. En die Here God sê, okay Satan, ek weet hy sal nie. Gaan probeer maar. Liewe kerk van die Here, sy rykdom het nie gekom uit skuilie praktyke en misdaadorganisasies en dinge nie. Sy rykdom het gekom uit die seën van die Here. Jy sien, die seën van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid voeg niks by nie. Jy kan jou mors dood werk en jy gaan net so arm bly soos jy is op die oomblik as jy nie die seën van die Here kry nie. En al sou jy ook vanmôre 'n Elon Musk wees, die grootste biljoenêr op aarde, as jy nie die Here ken nie, beteken daai geld vir jou niks. Ek het al baie biljoenêrs gesien, ryk mense. My oë is hulle biljoenêr of hulle biljoenêrs is, weet ek nie, maar wat sy huwelike en gesinne opgebreek is. Ek het ander vir julle vertel van die man, een van die grootste, rykste varkboere wat in die land was. Hy wat in die Kaap gebly. En hierdie oom
Toe hy nog jonk was, kindertjies klein was, toe verdrink sy seentjie. Hy was een van die grootste miljonêers. Een van die rykste manne. En hy raak 'n boemelaar. Hy los alles. En hy raak 'n boemelaar en hy loop van dorp tot dorp. En hy los sy van gesin net so uit met sy ander kinders wat daar bly en die vrou wat die kinders moet grootmaak en so aan. En hy beland in Hartbeesfontein. En die dag toe hulle hom begrawe, toe sterf hy agter by 'n plek waar daar masjiene reggemaak is, pompe gewerk word. Aan die agterkant is daar 'n buitekamer en hy bly in daai buitekamer. En hy sterwe sonder dat een mens dit weet. Oor die naweek, die maandag, toe kom hulle eers agter hy's dood. En toe die begrafnis gehou word, die hartseerste van alles is, toe wil die kinders nie eers kom, toe hulle die seuns opspoor, toe sê die seun vir die persoon wat vir hom sê sy pa's dood, toe sê man, ek het nie meer 'n pa nie. My pa lewe nie meer. Maar ek sê vir julle geld stuur en begrawe hom maar daar. O kerk van die Here, wat 'n hartseer verhaal. Dis nie seën nie. Wanneer jy hierdie seëninge van die Here het, kan jy hoe ryk wees. Jy kan die mooiste beesboer op Suid-Afrika wees, die rykste mens wat in Suid-Afrika lewe en jy kan met soveel hartseer in jou hart leef dat jy vanmôre nie soos 'n pappa voel nie. Job het verstaan waar kom seën vandaan. Seëninge kom nie van aardse dinge nie. Ek het van die armste mense gesien wat die gelukkigste is. Ek het arme mense gesien wat met geluk lewe omdat hulle verhouding met God is wel. Daarom leer ons dat die manne en die pappas, ek wil net 2 dinge vir julle los vanmôre. En hierdie 2 lesse om vanoggend by jou te los. En dit gaan ek terug, daarmee wil ek afsluit in Efesiërs 5. En ek wil Efesiërs 5 vers 28 vir jou lees. Eerstens, hy sê so behoort die mans hulle eie vrou te lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het homself ook lief. Sy eie vrou, nie ander se vrouens nie, sy eie vrou. Hy sê, wie sy eie vrou lief het, sal haar lief het soos hy sy eie liggaam het. Dis wat liefde is. Ek het verlede Sondag vir jou gesê, geen een van ons sal gaan, en dan vat ons sommer, en sê jy nou nie so lekker is nie, jy vat iets, en jy beseer en jou vermink jou liggaam, net omdat jy nie van jou liggaam hou nie. As jy lief is vir jou liggaam, koester jy dit en jy beskerm dit, net so ook jou vrou. Daarom sê jy moet jou eie vrou lief hê met jou hele hart. Ja, kyk bietjie Boeta, kyk bietjie haar in die oë. En sê haar vanmôre, ek is lief vir jou. Jy moet haar lief hê. Nou ek laas Sondag gesê, vroue, die Bybel sê vir die man, jy moet jou vrou lief hê. Hy sê nie die vrou moet die man lief hê nie, dis nie wat hier staan nie, maar ons weet nou maar sy is van liefde gemaak, so sy sal hom lief hê. Outomaties, al hoef jy nie vir haar te sê nie. Maar as een ding wat julle moet onthou, vroue, en dit wil ek by julle los, dames, een ding, jy moet jou man net verstaan. Verstaan hom net. Jy kan nie 'n vrou verstaan nie, 'n man kan jy verstaan. Want 'n man het net een rigting. En hy het net sekere goed wat vir hom prioriteit is. En hy snaaks, hy's net anderster, nê. Nee. As jy by sy huis kom, sal jy sien hy het iewers 'n grot. Nie in die grot aan die berg gegrou nie, maar 'n grot daar iewers daar agter die huis of voor die huis of langs die huis. En as hy kwaad word, dan raak hy weg in die grot. En as jy hom gaan soek, dan sien jy hy's daar agter, hy's besig om daar met die grinder. Los hom maar, laat hy maar grind. Hy's in sy grot. Hy's besig om ontslae te raak van al die emosies in hom. Baie van hulle gaan sit net daar so 'n bietjie. En dan raak hy net stil en hy sit en staar in die verte in. En as jy met hom praat, dan hoor hy jou nie eers nie. As jy hom net nou sê, maar my man, jy het so gesê, ek het nog nooit so gesê nie.
Hoor jy, Rous? Ek het nog nooit so gesê nie. Maar jy het dit gister gesê, man. Ek weet nie eers van dit nie. Ek het sommer net gesê. Baie keer sê ons sommer net ja, en ons weet nie eers nie. So verstaan hom net. As jy hom verstaan, sal 'n minder gevegte wees. En in 'n geveg wen niemand nie. Verstaan maar net jou man en dra hom in jou liefde. En dit is so belangrik. Dis punt nommer 1. Manne, jy moet jou vrou lief hê. En dan Efesiërs 6 vers 4. En hoor wat sê hy hierso. Hy sê, vaders, moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Hy sê, voed hulle op. Maak hulle groot onder die tug, soos wat die Here dit wil hê. Maak hulle groot onder hierdie gesag wat jy uitvoer, sodat jy hulle sal help om regtig die Here te dien. Sodat jy hulle sal leer om groot te word. Leer jou kind, geld is nie alles in die lewe nie. Ek wil dit by jou los, by jou afsluit. Geld is nie alles nie. Vandag se dag is dit een van die verskriklikste dinge in Suid-Afrika. Mense skiet ander dood net oor geld. Mense vermoor ander net vir hulle selfone. Geld, mense lewens is baie minder werd as geld. Geld is nie alles nie. Ek sluit af met 'n verhaaltjie wat ek gehoor het en ek dink ek het hom dalk al vir julle vertel, maar kom ek vertel hom weer want dit pas by my boodskap. Daar word vertel van die broer in die kerk wat altyd deur by die predikant of by die pastoor gekom het en vir hom gesê het, die pastoor met hom praat en vir hom sê, jong, ek hoop nou nie jy speel ook lotto nie. Toe sê hy, ag pastoor, as ek daai lotto wen, dan gee ek meer as 10% vir hierdie ou gemeentjie. Sodat julle ook kan uit julle ellende uitkom. En dan lag die ou, maar hy weet die ou broer gaan nooit die lotto wen nie. En soos dit wil, wen hy toe die lotto. Wie hom gehelp het, weet ek nie, maar hy het die lotto gewen. En toe hy die lotto wen, kom die 10de nie in nie. En die predikant kom, later so oor 'n maand, 2 maande, kom hy by hom by die huis. En hy sê vir hom, broer, is nou swaar vir my om oor hierdie ding te praat, maar ek moet jou aanspreek, want jy het beloof, sou jy die lotto wen, gaan jy vir die kerk daarom meer as 'n 10de deel vir die kerk gee. Sodat ons daarom ook uit ons ellende kan kom en goed met ons gaan. En hy kyk ons in die oë, hy sê, pastoor, weet jy, 'n ryk man dink nie soos 'n arme man nie. 'n ryk man dink nie soos arme man nie. As die geld meer word, word die hand toer. En dis hoekom dit so belangrik is, dat as die Here jou kan vertrou, met 'n biljoen rand, dan sal hy dit vir jou gee. Maar as hy weet, jy kan nie vertrou word nie, is dit beter, dat hy nie vir Lawrence 'n miljoen rand gee nie, want hy gaan net 'n lelike mens word, en hy gaan van die Here af wegdraai, en sy seëninge gaan hy verloor, en op die ou en van die dag het hy niks. Miskien net 'n paar rand aan die bank, maar verder is hy een van die lelikste mense op aarde, wat sy persoonlikheid aanbetref. Dan is dit beter dat die Here nie vir jou gee nie. Papas, dankie dat julle kinders grootmaak in die vrese van die Here. Soos ek vanmôre gesê het, dankie dat jy opkom in hierdie koue dag en 'n voorbeeld is van 'n pa wat die Here wil dien. Van 'n man wat bereid is om te kom na die plek van aanbidding. Dankie dat jy vanmôre voorloop. Dit is so hartseer om te sien dat die meeste in die kerke waar ons kom, sien ons die meeste wat gedurig in die kerk is die vrouens. En hulle moet maar die kindertjies saambring, want pa sit by die huis en koerant lees, hy het nie tyd nie. Hy is nie 'n voorbeeld vir sy gesin nie, dan moet moeder daardie verhaal inneem, van die leiding neem, en dan sê ons, hoekom is die vrouens vandag so op die voorgrond, hoekom neem hulle so oor, sê die mense, waar is die manne dan? Die manne sit in koerant lees, terwyl die vroue met God se dinge besig is.
Hoeveel keer het ek al gehoor? 'n Pa, sy vrou en die kinders by die kerk kom aflaai. En dan weer oor 'n uur kom oplaai om hulle terug te vat huis toe. Julle mag hierdie gemeente, mag elkeen wat vanmôre na my luister, werklik 'n pappa wees wat voorloop. Want jy sien, jy is die verteenwoordiger van God die Vader op aarde. En ek wil vanmôre, ek weet nie hoe kom dit my opkom, maar ekskuus, ek wou nou afgesluit, maar ek moet dit ook vir julle inbring. Ek wil vanmôre vir jou nou sê wat die Gees van die Here op my hart lê. Jy is 'n verteenwoordiger van God die Vader op aarde. Jy sien God, ons Hemelvader, soos jy jou pappa gesien het. As hy 'n ou was wat altyd net wil doodslaan, dan sien jy God as iemand wat net wil straf. As jy net iets verkeerd wil doen, dan wil hy jou straf. Want jy sien jou voorbeeld en jou denke van 'n pappa is die van iemand wat net wil straf. En as hy jou rug geslaan het, laat die bloed afloop, dan sien jy God wat daar bo sit en net wag dat jy verkeerde trap maak. Maar dis nie soos God is nie. Hy is regverdig, maar hy is vol liefde. Sy regverdigheid is liefde. Hy kyk jou regverdig aan deur sy liefde. Hy sien jou vanmôre en hy spreek jou aan wanneer jy verkeerd doen, maar sy liefde is so groot dat hy jou weer terugbring. En hy sê, kom my kind, ek bly vir jou lief. Al het jy wat gedoen. Ek hoor so baie dat ouers sê, ek het my kinders onthef of onterf. Onthef van my besittings en onterf van my besittings. As God ons moet onterf, sal nie een van ons dit maak nie. Die liefde van 'n pa sê, jy bly my kind, ten spyte van. Al het jy wat gedoen, al raak jy die pad duister, al verander jy jou lewe van 'n man na 'n vrou, of van 'n vrou na 'n man, of wat ook al ons deesdae so baie kry. Ek het altyd gesê, hy bly nog jou kind. Sy bly nog jou kind. Al het sy die teenoorgestelde geslag oor aangeneem, dit bly jou kind. En ja, met liefde moet jy hierdie persoon hanteer. En die reguit pad wys, maar die liefde moet nie ontbreek nie. Kom ons bid saam. Kom ons sluit ons oë en kom ons vra vanmôre die Here ons genade gee met hierdie moeilike onderwerp van om pappa te wees in die jaar 2026 in ons land. Hemelvader, dankie dat ons vanmôre ons hoofde kan buig in diepe aanbidding. Dankie dat ons vanmôre kan bid en vra dat jy elke pappa in hierdie plek sal seën en elkeen wat luister na u woord en elkeen wat iewers in Suid-Afrika is, Here, dat alle pappas vanmôre geseënd sal wees. Geseënd in die opsig dat die Here hulle seën en nie geseën deur aardse dinge nie. Dat hulle vanmôre geseëndes van die Here sal wees, vol van die krag van die Heilige Gees. Dat hulle sal voorloop in hulle lofprysing teenoor God, voorloop in hulle verhouding tot die Here en hulle verhouding met hulle gesinne. Here, dat pappas weer pappas sal wees en weer daardie beskermfiguur sal oorneem wat aan leiding sal staan aan hoof van hulle gesinne, om hulle gesinne te voed en te koester en te beskerm in die teenwoordigheid van die Here ons God. Ek bid vir elke pa vanmôre. Ek bid dat U vir hulle genade gee. Elke oupa, Here, gee vir hulle krag en gee vir hulle sterkte en gee dat hulle werklik voluit sal lewe en dat hulle ook eendag sal hoor en eendag mense oor hulle sal kan sê, die kinders sal kan sê, daar was 'n man, daar was 'n pappa, daar was iemand gewees, my pappa, wat werklik 'n voorbeeld, 'n rots was, iemand na wie ek kon kyk en by wie ek kon staan. Here, seën ons om werklik so te kan leef. Gee vir ons genade om regtig ons pappaskap uit te leef met dit wat die Here op ons gelê het. Ons bid dit in Jesus naam.